maar rustig. En dan later gesê, dat is het dood geworden. Ik wil niet weten wat er is Jesus geboren. Besef je dat de meeste in die Bijbel bevestigt? Maar wij geboren dan ga je dat nog anders. Ik wil het altijd wat als ik in Bijbel studie. Ik die skriften naslaan en die aantekenen beslaan en goed. Ik het antwoord hier met God. Die vertrekking was er nou. Kom ik ook op een video af van iemand wat ik het eens zit. Toen ik het zie, schrijf ik die Bijbel. Kan je dat? Rustig, dat is het. En toen begon ik er weer kijken naar die dingen. Tragisch, dat is zo. Heb je vanmorgen gezien? Ons is al niet naar de verkeerd te doen. Dit is nog mijn antwoord en dat geen op je. Dus jouw keer dat je besluit. Je hoeft niet te gaan. Je hoeft niet bij ons te gaan. Je hoeft die woord van God te zeggen. Dan leer je nog wat te zien. Of je die hebt in huis. Maar het is niet een premie, het is niet een raadboodschap, het is een lering vanmorgen. Zo, je moet aandacht geven. Want als je niet denkt naar Zacharia, zijn dienstwerk met de herven in die tempel. Maar dat bepaalt die tijden, zijn die tijden heeft iemand gevonden bij Johannes gebeurde. En van Johannes gebeurde af naar Jezus gebeurde. Verstaan je dat? Als er die bij. Kijk. Skriftelik morgen van lees weer in Lukas 10 vers 26 tot 36. Hy sê in die 6de maand is die engel Gabriël teen God gestuur na 'n stad in Galilea in die naam van Nazareth. Wie van julle weet dat engel Gabriël is 'n boodskapper is? Wie weet? Wie van julle weet dat wie van julle dit nie gegaan is die regtigste en die afvoering van die regtigste? Mense in die stad. Wat die fiks. Ander die boze moeten door engelen. Verstaan nie van die serafs en boodskappers en die vechters en boodskappers in die auto. Wat was het wat ons skrif? Wat was het kennis? Dit van die zijn dan ook die kennis wat kennis op vermeerder die late dagen. Ons kan niet zonder kennis gaan, want die zonder kennis kan, dan staat meer in, die staat meer. En weer die terug, weg van die Heer te dagen. Dan mag je niet zeggen waar je moet worden. Dat is het niet. Je moet altijd het is niet zo spiritueel. Je bent altijd meer zoek, altijd meer wil leven. Zo is dat niet. En als je meer wil leven, wat ga je krijgen? Vanmorgen heb ik papier. Mensen, ik is niet altijd veel meer goed. Maar zo blijf je dan krijgen met een papier en het woord als een never. Right. Vers 27. En een maagd dat verloofd was aan een man met die naam van Jozef in die huis van David. En die man, die naam van die maagd was Maria. En die engele waarin binnenkom en gesê, wees gegroepen genade, die Here jou is met jou, seën die siel van die vrou. Want hy gesê dat hy dit is as en die Here sê, seën die siel van die vrou. Ek sê vanmorgen vir jou, kind van God, goed gewas, seën die siel van die vrou. En die is nie dieselfde van die vrou van die wêreld, die is anders. Right. En die engele binnenkom en gesê, wees vir jou. Sy het neergekom en toe sou ons sien, was hy baie ontsteld oor sy woord, en sy het daarop nagedink wat hierdie goed toch kom beteken. Miskien as ek lees met die brille, die brille, die het ons ook nog, ek moet ander kyk. En die engel sê vir haar, moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun maak, en jy moet op Jesus toe. En wanneer die boeke na Constantijn is het Jesus, van voor het was hy dat het is so. Of Jehovah. En die Hebreërs, die Arameërs was het Jehovah, en die Hebreërs was het is so. Wat het maar bietjie stede, wat het nie slim. Maar
En kyk, hy sal swanger word en 'n seun maak, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Toe sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees aansluit nie? Maar dit nie. En die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige genoem word, seun van God. En kyk Elisabeth, en kyk Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook 'n 7 maand haar ouderdom. En hoor nou mooi, en hierdie maand is die 6de van haar uitwysing, ek het nog steeds hier en hierdie bereik na trek en hierdie maand is die 6de van haar wat vrugbaar is, want geen sal by God ontmoeting wees nie. En Maria sê, hier is die dienstyd, die Here, laat het my gaan, soos die Here. As Jesus al in Desember gebore is, dat hy is nie. Wanneer is hy dan gebore? Dit is net al wysbaar op die hele voordag, om die tyd van Jesus geboorte te bepaal. Want as ons moet begin by Johannes die Doper, om presies te weet hoeveel maande na Johannes Jesus gebore is. Die evangelie van Lukas wys dat vandat Johannes gebore is, sy vader Sagarias sy priesterpligte in die priesterpligte in die tempel verrig. Lukas 1 vers 13. Toe die engel aan hom verskyn en gesê, terwyl Samaria in die kerk was, en die tabernakel was om die kerk in die tabernakel was, het die engel hom verskyn en gesê, jou vrou Elisabeth sal 'n seun hê en noem Johannes. Nadat hy die diens in die tempel voltooi het, en nou by hy gekom, het hy huis toe gegaan, gevolg wat gesê het, Elisabeth is swanger geword, en sy tot na Sagarias terugkeer in die tempel swanger geraak. En as ons dus kan bepaal wanneer hy in die tempel gedien het, kan ons weet wanneer sy swanger geraak het. Wanneer Johannes gebore is, en wanneer Jesus gebore is. Maak het sit so ver. Ek weet ek lees, ek het een keer sy bestoeper, ek het nie so aankeer, ek het nie so bedien. So wat met my lering in die boodskap gegeen. Dat is nie in my lering in die boodskap gegeen, ek is nie vergissing. Want dan bring ons by die priesters, by Sagaria, dis ons begin by Johannes se pa, hy was in die tempel, en hy het tempeldiens vir baie stadium begin vir hulle lees, baie stadium het hulle wekelijks vir 'n week van Sabbat tot Sabbat tempeldiens vir hulle. As jy gaan kyk daarna in die 1 Kronieke 24 vers 18, want ek doen het maar al by die huis. Hierdie priesters was in 24 groepe en dan of afdelingen verdeel. En elke afdeling het 1 week op die slag tempeldiens gedoen. 1 week op die slag, en baie luister dit sê. 1 week op die slag. 2 Kronieke 23 word hulle beveel, 2 Kronieke 11:15, hoe hulle dienste beveel hoe hulle dienste verrig. En hulle 'n weeklikse rotasie gehad. 2 Korintiërs 5 vers 11 sê, behalwe tydens hierdie geleentheid, en was daar 'n klein verskynning, en ons moet aan die dag toe gaan lees van Johannes, van Lukas, en ons sal kry, en na Korintiërs, Kronieke, en Konings, soos ek hou, myself, behalwe tydens 3-jarigse feesseisoen, wanneer al 24 afdelings saam diens doen. Sagaria was die afdeling van Abia, wat die 8ste van die 24 afdelings was. Dit is stupid, maar jy wanneer hy sê, dit sal nou verstaan, waar we gaan. En 5, BC, word daai jaar ook beskou as die jaar van die geleerdes, die jaar van die slims.
En dis die jaar waarin Johannes verwek is. Daarom Johannes was so anders. Dit was nie dieselfde as ander. Johannes was gestuur. Ander tyd sê Johannes het op die kracht van die leer. Weet julle daarvan? Dit sê. Alright. Maar Johannes het oor sê, die eerste groep priesters, hulle diens op die Sabbat, wat op die 8ste April genoem word begin. Dit is nie April by hulle werking, April by ons allemaal te verstaan. Ek het nie die Hebreeuwse naam van hele seks Hebreeuws, is Afrikaans. Die 8ste April, so ons kan verstaan. So die eerste groep priesters het hulle diens op die Sabbat van die 8ste April begin. Hulle diens is eindig op die 15de April. Ek moet nou die tyd, asseblief onthou dit net hier aan verstaan. Die tweede ding van die weekpresentasie was die 15de April tot die 22ste April. Die daarvolgende week was eintlik die fees van die ongestuurde brode, waarin die priesters saam diens met al 24 groepe. Dit was dan die 22ste April tot die 29ste April, dan het begin met die afstapel. Julle moet 3 tye in die dag hê. As ons julle sê, praat het op nonsens. Afdeling 3 tot 7, maar nou hier is belangrijk. Hierdie volgende gedeelte, ek het geware waarom, hier is dat baie belangrijk. Afdelings 3 tot 7, en van die 29ste April tot die 3de Junie diens gedoen. Van die 3de Junie tot die 10de Junie, dit nie die ene afval wees het. Van die 3de Junie tot die 10de Junie was dit die 8ste afdelingse week. Toe Sagaria aan die tempel gedien het. Maar die feest van die Pinkster was die volgende week, op Sondag, toe al die priesters vir diens gedoen. Dit was van die toe het was verbaasd, ek ken so lees nie. Sagaria dis die 2 dae volgende keer die tempeldiens gedoen. Dit was tydens hierdie tyd die engel aan hom gesê het, dat sy vrou gesonder word, en sy gaan 'n seënbare met op Johannes noem. En ons kry in Lukas en daar wat gelees het. Toe die dag van die diens verby was, het hy huis toe gegaan. En sê in daardie dae sê die woord van die Here, sy vrou is swanger geword. As ons aanneem dat sy by die gedurende die volgende 2 weke van 18 Junie tot 1 Julie swanger geraak het, kan ons ook die normale 40 weke van swangerskap vertel, want weet ons dat Johannes tussen die 25ste maand en die 7de April 4 BC in die volgende jaar gebore is. Maak het al sin vir dit so ver? Maar, check dit ek sê. Nou het ons die geskatte tyd van Johannes geboorte weet, kan ons nog bepaal wat hy is gebore is. En hoor mooi. Ons kan nie sê, ons kan nie 'n dag gee, maar ek het bepaal volgens geloof was, ons kan het binnen 2 weke doen. Ons kan binnen 2 weke sê, wat hy is, uiteindelijk dat 2 weke sê, wat hy is, ek kan binnen my 2 weke gebore wees, wat ek gaan doen vir julle. Want in die 6de maand van hoor mooi, want in die 6de maand van die Elizabeth se swangerskap en Maria swanger gehad. Die Bybel sê ons vir nou vir ons gelees in die 6de maand van Maria se swangerskap en Maria swanger. Ja nou. Dit beteken Jesus is ongeveer 6 maande na Johannes die Doper gebore. Is dit reg? Sy was 6 maande toe Maria swanger gehad. Die tel 3, die ander GW gemaakt. Is ek reg? So jy het wiskunde reg? Alright. Dit beteken hy nie ongeveer 6 maande na Johannes die Doper gebore is. Dit bring ons by die hers af 4 BC. En hoor mooi, hoekom sê ek, want ek het ander maar hoor mooi. So volgens hierdie Bybelse getuienis kan ons dus afleid dat Jesus waarskynlik tussen die 16 September en die 29 Desember aan die herfst BC gebore is. Jesus was laatste maand van September.
Gaan moet dus nie, want hy is geen sin. Hy is nie die 25 Desember gebore nie. Hy is September gebore. Tussen die, as jy kyk na die tydstip, tussen die 16de Desember, 16de September en die 29 Desember is Christus gebore. En ek daag enige pastoor uit op my hierdie skrif, wat is dit nog was? Gaan kyk wat sal brees, wat net Lukas 1, in die studie, van die tye, ek het nou hulle gelees, maar gaan kyk het self volgorde in die Bybel, dit sê precies, die Bybel sê nie, Jesus is die 16de September gebore, hy geef geen datum nie, maar dit is nie van ons stijlige beheertenisse, soos ek nou vir julle gesê het, met Johannes geboorte, sy valse tyd dat hy die priester, dat hy sy toesig aangerig het, wat hy nie by die huis was nie, toe Maria skaam geraak het, allerlei voorsien ons hierdie tyd, as hierdie tyd in mekaar sit en hy een sit, dan kom het uit op 16e September tot die 19e September. Ja. As jy kyk na Israel, Desember is Israel in winterstyd, dan kom die skape nie kom bevel van my herders gewees het. Ons word verkeerd geleer mense, deur die tekens, om te hulle vasthou aan wat die plek dat hulle die waarheid soek, die waarheid aanspeel, kennis opbou, meer inligting kry, volgens Godse woord, nie wat die ander sê nie, volgens Godse woord. Want hier het ek nou vergeet op die Bybel, en ek wil vir die Bybel is. Nie op ander manier nie. Sy het sy hersgenote, hoor na my, stem oor een, by die chronologie van die evangelies. Wat aanduid dat Jesus 33,5 jaar oud was toe hy gekruisig is. 33,5 jaar. Precies. In die lengte van 31 en 7 gekruisig is. Hierdie hersgeboorte sou ook rondom die Bybelse fees van die Wasseine wees. Want dit daarom die woord aan gesê, fees van trompette. Kijk, so Jesus se geboorte van in dieselfde tyd as die feest van trompette, maar dat was die feest van trompette, nou sê het nie na. Is ek recht? Julle kyk bestaan van vanmorgen en so. Geef dit die waarheid. 1 Korintiërs 4 vers 16 kom bevestig dat Jesus wel gebore is op daai datum, maar wat Jesus doen. Hy kom verseker nie. Hy kom jou nie vir my haal. Genesis 10 vers 8 tot 10. Ek wil nie oor praat, ek net vir julle so 'n bietjie inligting gee. Ek kan nie goed, as julle wil inligting rondom dit het, ek kan vir julle die link stuur vir julle self gesê iemand, dat ons baie inligting. Genesis 10 vers 8 tot 10 praat van Nimrod. Hy was die seun van Kus. Kus was stamman van Noag. Maar, kyk wat die geskiedenis dat ek gaan afkijk. Nimrod was 'n geweldenaar. Nimrod was die leier van die bou van die toren van Babel. Hy was 'n opstandige mens, hy was 'n realistische mens, hy was 'n korrupsigtige mens. Hy was self beskou as 'n seksuele wees, dis die beskrywing. Ek het self beskou. Wat gebeur met die December Kersfees? Kom ons opstaan nie dat ons sê net dit stel. Alright. Hoe is jy nou almal op koppe? Dit is 'n gedrinkery en 'n sondery en wat ewery, hè? Maar hoor mooi. Nimrod was deel van die toren van Babel. Nimrod se vrou se naam is Semiramis. Semiramis. Maak sy dan weer. Semiramis was haar naam. Nou hier was rebel. Dit is gebouw uit rebellie. Hy is 'n rebel gewees. Hy het op baie vroeg, kyk maar die Bybel, op baie vroeg leeftijd gesterf. Voor hy rebel geraak het, was hy 'n geweldige gedagte voor sê die woord van haar oor Genesis 10. Sê, Nimrod
was 'n geweldige gedagte voor die aansig van die Here. Hy was maar dit sy kop saam met hulle. En dit is op die uitgang. Sy vrou, Johannes, en na sy dood, hy is die 25 Desember gebore. Raai? Ja, hy is die 25 Desember gebore. Ja, kyk maar, Satan-aanbidders, kyk maar die Sodom-aanbidders, Ra en allemaal van hulle. Ek gaan nie, ek wil lees dat ek dit gestaan om hulle te sê. Maar gekyk aan as hulle begin. Hy is die 25 Desember gebore. En sy het die ding gebring om van gedagtes te hou. En sy het die 25 Desember gebring en allemaal moes geskenke bring vir hom. En sy het die groen bome aangebring. Groen boom, kerstboom. En is versier vir nimmer. Ek weet ons as kinders van die Here sê ons vier Jesus se geboorte. Sê? Ek het dit doen. Want jy vier nie nimmer op, want jy behoort aan nimmer. Jy behoort aan die lewende God, kom die bloed in die hand. Maar Jesus se verjaarsdag was nie die 25 Desember. Dit was 18 September. Tussen 18 en 24 September. So as jy nou dit doen, wie word dan nou verheerlik? Wie word dan nou verheerlik? Op daai dag. Weet jy dat ek het begin op dit by die gekom en dat dit was op die pastorie opgemaak die eerste jaar, die tweede jaar. Dit mag gaan nie bly. Is hy op daai goed geskaap, die papiere, die koppies en boeke geskaap. Toe praat die Here met my, oor hierdie ding, van die 25 Desember. Ek het op wat gestop. Ons moet nooit weer, die volgende 22 jaar, dat ons daar was, Kersboom opgenoem. Ons stuur nie as geskenke nie, ek dink daar sien as geskenke oor Desember nie. Want dit ontstaan uit afgoderheid, dit ontstaan uit nimmer ons maak. Om haar seun te vereer met julle dat die mense kan onthou, want hy was beskou as 'n afgod. Omdat hy so gewelddadig was. Hy kon beskou as 'n afgod, daai mense van daai tyd. Dit is afgoderry, as 'n man gekoppel. Ek sê seker nie toe maar bou. Dit was 'n vergelyking met God, wat hy daai op die toren gebou is, en dat hulle self opgestel het. Dis alles wat Satan in die hemel probeer doen. Maar die Gawe sê dat hulle kom gevoer het, en hy word verloor, en hy die hemel gegooi is. Jesus het self, weet die boeke van die apostels, sê, Satan is het nurse in die hemel geval op aarde. Hy sê, jy wat het aan weg, aan af. Water kan nie beginne. Dit begin in die tyd van Here. Want Adam het as sy vrou geluister, dit is nie een man gewees nie, en hy het die Here tot God gedoen, wat die moes dit doen. So dit kom behandel. Dit gebeur vandag. Hoekom is die wêreld rebellie? Omdat die wêreld onder hierdie verwoestende gees, gaan is dit nou ons gees, maar hierdie verwoestende gees van die duisternis, gebind is. Jesus het self, die koninkryk, daar waar jy die koninkryk afstand is. Ons staan as kinders van die Here in 'n donker wêreld hier die eerste eeu, was verskoon die hemel. Wat sê Paulus, hy sê, ek weet van 'n man 30 jaar weg gestop in die 4de hemel, vir die 3de hemel, excuse. Hy sê, wat onderspreke in die geskiedenis gehoor het, dat die mense in die mond nie dat iets spreek, en hulle het met 30 vertaal, 33 vertaal. Ons lewe in 'n vrede hierso, die eerste hemel, waar die Satan mee het reageer, dis ons verskoning, en is 'n kind van God. Die oomblik as jy die Here Jesus Christus aanneem, as jou persoonlike saligmaker en verlosser, die oomblik as jy bloed
sê die woord van die Heilige Gees in vorm van Bybel meegenomen, en dan het 'n luistering geskryf by die Here om ons te sê, dis nie liefde so dat jy kan help gaan. En wat het toe gebeur? En dit woord van die Here sê, onmiddellik in die Gees, hier sit by die woestyn. Wat het in die woestyn gebeur? Satan het Jesus versoek. Hy mag wel dit nie so direk formuleer, so is Adam. Maar Jesus was anders. Hy was 'n Godmens. Hy het nie 'n vaderlike gene nie. Hy het net 'n broederlike gene en jy kan maar gaan kyk. Hy het nie dieselfde as ons het gene met sy vader en moeder, hy het dit gehad. Want hy was Godmens. Hy was sonder sonde. Hy was volmaak. Ons Jesus Christus, ons redder, ons verlosser is volmaak. Dus ek is so spyt. Ek het die boodskap nie vroeger gedoen. Dan kom ons nou sy maand 'n maand afgesonder vir ons koning, die konings, die Here God van die Heerskaar. Hom te vereer, hom te verheerlik, wat hom toekom, as die redder, die verlosser van hierdie wêreld, as hy wat is, wat was en wat weer gaan kom. Van die begin was, sal wees tot die einde. Tot die dag van die tydoffer. Ek vra jy weer, wie wil jy verhef? Wie wil jy verhef? Wie dien ons? Ons dien die meester van die meester, die Here God almagtig, die God van Abraham, Isak, Jakob en Israel. Die grootheid is. Wat soek ons dan met afgoderry? En hoe dit afgoderry gekoppel is. Ons moet werklik van die God op mense verder verstaan. Ek het hier gepraat. Die krag van die dwaal is so groot, dat selfs groot mense struikel. Groot manne in die gees het struikel aan mense. Oor die krag van die dwaal, wat die mense beskou as 'n niks. En voor jy moet kry, sit jy onder daai krag. En wanneer jy onder daai krag van die dwaal sit, kom jy uit. Dan kos hy die krag van die liefde God, die bloed, en dan moet jy los te kry, en hy gaan los. Maar jy wat het sê? Die lyk is so. Ja, dit is vroegdag vandag, hoor, is ooit keer, hè? Nee, ons nog nie praat. Wat gaan jy nie meer doen? Het jy die verstaan te hoor of jy moet jy sê? Verstaan jy die tydlijn wat gegeen? Ek weet die skuld is gegeen. Ek weet die skuld gesny. Dan kyk maar self. En dan weet ek nie, die wat jouself aan die woord van God. En dis beweer die woord van God en sien wat is geskryf. God het ons alles gegee. Al die jare lees ek Lukas, ek het dit nie verstaan nie. Toen die Gees van die Here het oopgemaak. Ek het nooit verstaan nie. Ek het altyd van gesê, ek weet nie, wanneer die Here, niemand weet wanneer Jesus gebore is nie. Ons kan weet wat ons met die studie doen. Ons kan weet as ons net nie kyk na God se woord. Ons kan kyk as ons net nie luister na die stem van die Heilige Gees. As daar sê met my gepraat het, en ek gesê Jesus gebore in 5:7 en dan met geskop op ek daar trek, dan praat ek oor 'n vreemde stem en 'n vreemde gees. Maar wanneer ek God se woord uithaal, dan praat ek oor die saal van die krag van God se soete Heilige Gees. Dan praat ek oor die waarheid en dit is bewysbaar. Amen. Wie van julle dink nou nie anders? Niemand, want ek weet die woord boodskap vooraf begin. En ek weet vooraf begin. Want as jy dit nie verstaan. Dis kosbaar om die waarheid te weet. Die woord van die Here sê, die waarheid sal jou vry maak. As jy nie die waarheid ontvang nie, gaan jy vrykom. Hoe gaan jy vrykom van hierdie oorlewinge van die voortyd af? Mense, ons weet nie wat in die derde eeu gebeur nie. Ons weet nie wie God
jy die Gees van God het, dan is jy die waarheid. Maar wanneer jy die ware Gees van God het, dan is jy die waarheid. Dan wandel jy die waarheid, dan praat jy die waarheid, dan doen jy die waarheid. En jy dink in die waarheid. Is dit reg? Dis hoe dit hoort. Dis waar 'n kind van God behoort te wees in die geestelike dimensie, in die geestelike vat van sy geestelike lewe. Want sonder God se Gees, mense, is ons niks. Gaan ons nergens heen, bereik ons niks, is ons kragteloos om te ring nie. Maar in die Gees van God, hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Maar in die krag van die soete Heilige Gees, in die naam van Jesus Christus, is ons magtige geestelike wese. Listen to me. You hear what I'm saying? Want in salwing van God se Heilige Gees, in die naam van Jesus Christus, redder verlosser, is ons nie almal kragtige wese, geestelike wese. Ons besef dit nie. Ons besef dit nie. En omdat ons in hierdie krag atmosfeer en vrede is, moet ons net wat ons sê. Want jy is kragtig, jou woorde is kragtig. Die woord van die Here sê in Jesaja van die man, hy by die woord wat by die verwaai, gaan die woord, gaan die dinge daar verwaai. Dat is ook baie goed, die kracht van die tand. Hierdie sê dan, ek wil vir sê die naaste wat op die boodskap nie. Hy sê dan, jy, en jy en vrou, is 'n heilige, Godgekose, handpicked priesterdom. You are special. Moenie negatief raak nie. Bly positief. Die duiwel gaan jou probeer negatief maak. Die duiwel gaan probeer steel van jou. Hy gaan probeer slag van jou. Maar jy is meer as 'n winnaar. Jy spreek lewe. Nie dood nie. Ek dink ons oor julle mense sê, Satan het my dit gedoen. Satan het niks gedoen nie, man. Satan het net iemand jou toelaat, meneer en mevrou. Jy het die kracht, jy het die autoriteit, jy het die macht. Gebruik het reg, gebruik die tong reg. Bewerk het, as jy die morgen stap met jou loopsom, jy sê jy radio net van 15 af. Jy gaan staan en jy kyk daarby en jy sê, in die naam van Jesus Christus. Hier is grondgebied van Jesus Christus. Hier sal die Here my sien. Hier sal die seën van die Here met my wees. God sal my hande werk sê, God sal my werk sê, God sal my voorsien. Geen moet dit spreek. Want as jy nie spreek, dan gaan jy nie kry nie. Dis hoe wat? Hoeveel wil ons bid? Dan vra ons die Vader. En dan voorsien ons. En as ons bly, dan vergeef ons die Vader. Jesus toe jy lees het gesê, in 10:4, en hy kom net as Peter gesê, en was daar nie? Is daar niemand terug met die Vader en die Here of die Vader God kan Here? Ons het ons dankbaar geraak. Ondankbaar, onheilig, ongegrond. Dis wat ons geraak het. Die kinders van sogenaamd my kinders van die Here. Dan word ons die Here vertrouwd trek en die Here bestillig, Vader bestillig as hy nog verkeerd loop. Maar ons lewens lyk as die helft van self. Ons handel is die mense van die wêreld. Ons is nie deel van die wêreld nie. Ons is in die wêreld. 'n bloedgewaste geestige kind van God is nie deel van die wêreld nie. Ons is maar net in die wêreld. Ons is deel van die tog hierdie wat ons het aan 'n erf. Genoem die Here. Wat vir ons mag. Hier.
Tot zover. Maar dan kom je weer zo naar en denk ik om jou maar eens. En die dag, verstaan ik maar niet. En die dag wanneer die Here Jesus verraai is, het het brood geneem, en hy het gebreek, hy het gesê eet, nee, dit is my lichaam, wat baie gebreek word. Net so op die beker na die ete, hierdie woorde, so dikwels as ek daarin drink, verkondig hy die dood, met die opstanding van die Here Jesus Christus, totdat hy weer kom. Kom ons staan. Kom ons staan. Hy het die kan ek nogmaal in die kos. Kom maar, hy het dit en dan sê dat nie los het. Ek nou so baie. Dan kom die weer jou kwaad gemaak. Sonder die laaste weer laaste maand. Iemand die wat gemaak? Ek sê paar so mense smaai. Maar gou so. Sê Here, ek vergewe. Ek spreek vry. Want Johannes, Matteus 6, vers 13 en 15 sê, as ons nie kan vergewe nie, maar God ons nie vergewe nie. Alright. Maar gou reg met die Vader, want Johannes 9 vers 31 sê, God luister nie net gebed oor regverdigheid nie, maar sy oortuiging oor die regverdige gebed en regverdige doen en regverdig gaan lees wat sê. As jy gesondigheid van Heer nou voor die naam, Vader vergewe my. Was my die kostbare bloed van die naam. As iemand vir jou kwaad is, dan sê jy, ek spreek hom vry. Ek seën, ek vergewe, sodat my kan seën. My kan vergeef, my kan vryspreek. Hemelse Vader, ons kom nou hier by die tafel. Ek wil bid, Here, dat die gebruik van die tafel, nie die kerk is, maar ons het Here Jesus Christus eie hande gestel, dat jy dit sal seën, Vader. Die gebruik daarvan van ons lichaam sal seën. Dit sal lei na binne na buite sal herstel, vernieuwe, oplig. Seën ons môre met hierdie tafel, Vader. Laat die soete naam hierdie